Betower die drama. Is dit jou voorgeskrewe boek? Kom ek vertel jou 'n paar dinge wat jy dalk nie geweet het nie. Betower is geskryf vir die eerste Lapa Jeugroman kompetisie in 2011 en dit is as naaswenner aangewys daardie jaar. 'n Paar jaar later het ek dit verwerk na 'n drama toe en die eerste verskyning was in die kollig wat saamgestel is deur Lis Meyering en dit is later daardie teks uitgehaal en is 'n aparte drama gepubliseer. Die inspirasie vir Betower is 2 seuns wat ek by skole gesien het, wat ek besoek het. Een van hulle was by 'n skool in Franschhoek. Ek het daar in klasverband met 'n paar leerders gepraat. Een van die seuns wat voor in die klas gesit het verskriklike slim vrae gevra en op 'n stadium leun hy so terug in sy stoel en ek sien toe maar hierdie ou se broek is met 'n doekspeld vasgemaak en ek het gedink, "Sjoe, hoeveel moed, hoeveel guts moet dit nie vat om na 'n hoërskool toe te kom en jou broek is met 'n doekspeld vasgemaak nie." Die tweede seun wat ek gesien het, was ook na 'n skoolbesoek. Ek het na die kar toe gestap en het 'n ouetjie verbygestap met 'n papierbord vol baked beans. En ek het gedink, "Sjoe, ons wil hierdie leerders moet van die boeke koop, maar daai bord kos is dalk die enigste bord kos wat hy vandag gaan kry." So die 2 karakters was 'n inspirasie vir Poenk in Betower. Dis hoekom Poenk dan ook in die skool kos kry by die skool se voedingsskema en hoekom hy ook sy klere by die skool self kry. Ek wou die storie in 'n bos laat afspeel het. Want 'n bos is my so 'n spirituele plek. Dit is 'n plek van heling, dit is 'n plek van misterie. Ons het dit byvoorbeeld gesien in Daleen Matthee se bosboeke. Dit moet ook 'n plek wees van onbekende, nee, enigiets kan in 'n bos gebeur. Maar dis ook 'n plek van die dood. En dis hoekom ons hierdie doodsengel in die doolhof sien. En laastens is ook 'n magiese plek waar die onmoontlike moontlik raak. Vir die navorsing van hierdie boek is ek na Magubus Kloof toe, want ek wou eerstehands ervaar hoe dit voel om in so 'n bos rond te loop. En ek het vir 'n paar dae daar in die bos rondgeloop en kom ek wys vir julle 'n paar skyfies van hoe dit lyk in Magubus Kloof. Skrywers maar vreemde mense. Terwyl ek daar in die bos rondgeloop het, het ek ook plat op my rug gaan lê op die bosvloer en opgekyk na die blare dak, want ek wou sien hoe lyk so 'n bos as jy plat op jou rug op die grond lê. En op 'n stadium het daar mense verbygestap en hulle het my net so vreemd aangekyk, maar ag wat, dit was navorsing vir Betower. Hier is 'n foto van Heinesburg waar die storie ook afspeel. Om seker te maak ek verstaan die karakters goed, het ek in tydskrifte gaan rondblaai, foto's uitgeknip van jong mense wat moontlik in Betower kan speel. So hier is 'n foto van Nadia. Nadia is die protagonis in die storie. Sy is 'n tienermeisie, sy dra swaar in 'n geheim, sy voel verwerp, sy is baie sagge aard, maar sy is ook selfstandig. Nou, Nadia in die storie rook nou nie, maar daar was iets aan hierdie foto wat vir my daai weerloosheid van die karakter vasgevang het. Terloops, in 'n vroeë weergawe van die manuskrip was haar naam nie Nadia nie, maar Jadia met 'n y. Die uitgewer het egter gevra of sy haar naam kan verander, want Poenk se naam is al klaar bietjie vreemd. Ek het praat van Poenk, kom ons kyk na hom. Poenk is die protagonis in die storie. Hy's 'n magiese karakter, sy het moontlik 'n bosprins. Hy dra ook 'n geheim. Hy word geboelie deur een van die leerders by die skool. En Poenk is baie arm. Hy kry sy kos by die skool en sy klere by die skool. Hy is baie lief vir die lewe en dit is een van sy uitstaande kenmerke. Hy glo nie aan geweld as 'n oplossing vir jou probleem nie.
En word 'n onderskeid gemaak tussen skoolpoenk en bospoenk. Ek wonder of julle kan sê wat die verskil tussen die twee is. Die naam poenk kom eintlik van 'n vreemde ding af. Daar was destyds 'n TV-program gewees op Kyknet en 'n musiekprogram, en toe die program klaar is, toe sê een van die aanbieders die woord punkt, wat punt beteken, is die einde van die program. Maar ek het dit verkeerd gehoor as ponk, en toe dog ek, ponk kan nogal 'n lekker naam wees vir 'n karakter in 'n storie. Ek is baie geïnteresseerd in kunsmatige intelligensie, AI, en ek wou kyk, wat sou kunsmatige intelligensie, hoe sou hulle hierdie karakter sien? So hier is vir julle so 2 foto's van hoe ponk moontlik kon gelyk het. Kom ons gesels 'n bietjie oor die dialoog in die storie. Ek wou gehad het die dialoog moet natuurlik voorkom, moet informeel wees, soms met 'n bietjie slang. Ponk praat nogal min, hy praat met kort sinne en soms is sy woorde baie liries. Ons leer Ponk ken deur Nadia se dialoog. Byvoorbeeld wanneer sy sê, daar's soveel mooi in Ponk en soveel lelik in Gerwan. Nadia se dialoog reflekteer ook haar hartseer. 'n Tema is die sentrale idee wat in 'n storie voorkom. Kom ons kyk na 3 in Betower. 3 temas is die verlies van onskuld, die raaksien van die mooi en heling. Magiese realisme is nogal moeilik om te verstaan vir die leerders. Kom ons kyk, wat is magiese realisme? Dit is wanneer fantasie en magiese vermeng met 'n alledaagse realiteit. Dit verruim die realiteit deur gebruik te maak van magiese, en dit verruim fantasie deur die invoer van alledaagse voorwerpe. Jy sal dus sien dat daar hierdie vreemde goed gebeur in die storie, maar die karakters se reaksie daarop is baie keer asof dit amper doodnormaal is. Magiese realisme hou verband met Jung se konsep van die kollektiewe onbewuste. Hierdie oorgeërfde herinneringe van vorige geslagte lê diep in ons onderbewussyn. In Gabriel Garcia Marquez en Edgar Allan Poe se werk kry ons nogal baie magiese realisme. Ek hou nie vreeslik daarvan om boodskappe so pertinent in 'n storie uit te bring nie. Maar as mens onder die vel gaan krap van Betower, gaan jy wel boodskappe kry. Kom ons kyk na 'n paar. Die eerste ene, daar moet 'n vertrouensverhouding tussen 'n kind en 'n ouer wees. Tweede ene, fokus op die mooi dinge in die lewe. Derde, moenie jou laat onderkry deur die slae wat die lewe uitdeel nie. 4, moenie se meer die teenoorgestelde geslag vertrou wat wil hê jy moet jou liefde bewys nie. En laastens, jy het altyd 'n keuse. So, dit is 'n paar aspekte van Betower. Ek hoop julle geniet dit.